Hallo, my naam is Megan Kilian. Ek is in graad 8 van Kere Mosselbaai. My afdeling is Afrikaans tradisionele taal, my tema klatergoud en my onderwerp bullies is beervrate wat in klatergoud skyn. Petersilie boeliebeef. Adam het vir Eva lief. Kain stap vir Abel plat met 'n boerpampoen en 'n soetpatat. Ja nee, wanneer ek die limerick van Philip de Vos lees, is dit baie duidelik dat ouers al sedert Bybelse dae in die paradys probleme met boelies gehad het. Dit lyk ook nie asof hulle die afknouery kon vasvat nie, want van arme Abel het daar op die ou einde net 'n bloedkoel oorgebly. Voorsitter, dames en here, daar is beslis nou 1 of 2 boelies wat al reeds ongemaklik begin rondskuif, omdat hulle weet dat die klatergoue kollig op hulle gaan val, wanneer ek vandag praat oor die bullebakkery wat soveel van ons lewens versier. Boelies mag dink dat hulle baie windy is, maar hulle verkeer heeltemal onder 'n wanindruk. Daarom sê ek in my standpunt dat boelies is beervrate wat in klatergoud skyn. Oneg en verblindend. Ek verduidelik dit verder in my 3 argumente. In my eerste argument is 'n boelie 'n lafaard met 'n swak selfbeeld. Hulle sluip heeldag op die skoolgrond rond, op soek na 'n slagoffer wat swakker is as hulle. Hulle kyk nooit iemand reguit in die oë nie en bondel altyd in bullepakbendes rond, omdat hulle op hulle eie magteloos en niks werd voel. In my eerste hoërskooljaar het ek al reeds opgemerk dat 'n groep boelies saam 'n vreeslike baai kan opskop en hulle slagoffers al lagende name soos spykerbeentjies, kerrykop, rooies en Fetty noem. Op 9 Desember in 'n artikel 2024 gepubliseer deur huisgenoot.com Raad met Boelies, sê Janine Shamus, berader by die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep, dat boelies beheer oor ander probeer kry, omdat hulle dan beter voel oor hulle self. Hulle vergelyk hulle self met ander kinders en besluit so blitsvinnig dat hulle beter is as al die res van ons. Op marilamedia.co.za 1 Julie 2022 getiteld Waarom kinders boelies word, sê Tabelo Mabusela, so kinderdosent aan die Noordwes Universiteit, dat kinders dikwels boelie om hulle maats te beïndruk. Ek stem saam, want bitsige boelies floreer beslis op die lofgesange van hulle onderdane. In my tweede argument is 'n boelie 'n uitstekende naaper. Pa se maat wat langs die skoolgrond op die skeieregter en op opponente skree, is boelies. Ouers wat tydens prysuitdeling aanhou, luidkeels verkondig hoe hulle kind eerder die redenaars wisselbeker moes ontvang het, maak hulle self skuldig aan afknouery en boeliegedrag. Daar is geen handleiding vir ouerskap nie, daarom moet ouers seker maak hulle weet van reg en verkeerd, en waarom die grense van boeliegedrag te trek. Op skole.co.za van 31 Julie 2022 in 'n artikel Oorsake van afknouery in skole, bevestig Leandri Braser, projekkoördineerder by AfriForum, dat boelies dikwels uit dwangsfunksionele gesinne kom, waar ouers aggressief teenoor hulle eie vriende en familielede optree. Volwasse boelies raas en blaas, net soos hulle boeliespruite, omdat hulle voel soos hulle in beheer moet bly om populêr te wees. En boelies, ek dink dat hierdie leë boeliebeefblikke, wat soveel geraas tydens 'n leenthede maak, beslis 'n rooi kaart vir hulle swak gedrag verdien. In my slotargument is 'n boelie 'n nare aandagsoeker. Dis nou maar eenmaal feit soos 'n koei, dat boelies sterstatus begeer. Hierdie drama queens beskou afknouery is super cool en dit laat hulle voel soos hulle die hoofrol in 'n nuwe Superman fliek losgeslaan het. Hulle domineer, blameer, vergelyk en misbruik hulle slagoffers om die middelpunt van belangstelling op die skoolgrond te wees. Sonder 'n belangstellende gehoor, blaas hulle beheervraatstatus egter blitsvinnig af, net soos 'n heliumballon van die Crazy Star. Wanneer dit gebeur, is die gord behoorlik gaar, sê Willie Walda Koen, adjunk Velkernet van die Voortrekkers
Op www.orgmeier.co.za van 3 Februarie 2024 in 'n artikel Stop Bullies. Wanneer hulle nie hulle sin kry nie, gooi hulle 'n vloermuur wat skrik vir niks nie. En maak net hulle eie naam net nog verder krater. Bullies wil altyd hê daar moet iets gebeur, al is dit net chaos. En ek dink, dit is sommer baie tragies. Bullies is beheersvrate met klatergoue waardes. 'n Bully is 'n lafaard met 'n swak selfbeeld, 'n nare aandagsoeker en 'n uitstekende naaper. Die spreekwoord sê nie verniet dat boontjies gebuig moet word terwyl hulle nog jonk is nie. Want 'n oerwoud van hierdie klatergoue petersilie boeliebome moet beslis afgekap word voordat hulle sate kan skiet.